Ek wil so 'n stukkie vir ons lees hier so in 1 Samuel en ja, hierdie liedere wat ons sing, so verband met dit, maar ek sal nou by dit kom. Ja, die woord is so pragtig, ons mag gaan die woord toe. Here, dankie net vir u woord. Dankie dat Here, ons hierdie skrif wat u vir ons agtergelaat, ons weet dat mense het met bloed betaal en hierdie is in bloed geskryf, is u liefdesverhaal wat u vir ons agtergelaat, 'n handleiding. U kom lei ons in spore van geregtigheid, in die waarheid, Here, Heilige Gees. Ons het u so nodig, saam met hierdie skrif, Here, dat u hierdie woord vir ons kom oopbreek vanoggend in ons harte, ook ons die vermoë te gee om te hoor en te doen. U sê ons moet daders van die woord wees, en nie net hoorders nie, Here, die vermoë om dit te doen, Here, lê ook in u en ons. Ons is so afhanklik van u, daar staan geskrywe, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van u is, Here. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel, en ons kom verklaar, Here, dat ons is afhanklik, ons harte kan nie eers klop, as u nie sê klop nie, ons longe kan nie eers asemhaal, as u nie sê haal asem nie, en Here, ons kom eer, ons dankie, Here, dankie dat ons seuns en dogters in u huis kan wees, en dankie dat ons soos vanoggend, net vrymoedigheid voor die genade troon kan kom, en sê, Here, hier is u seuns, u dogters, dankie, Here, in die teenwoordigheid, ons kom eer, ons kom prys, Here, ek vat, ons kom lei, vanoggend, oop geestes oor, is fyn ingestel vir u, Here, Heilige Gees. Ons bid dit so in Jesus Christus naam. Vriende, ja, ek wil so 'n stukkie lees in 1 Samuel 30, gaan oor Dawid en sy manne, nog toe hy vervolg was deur koning Saul, en as hy so 'n bietjie voor dit lees, kan jy sien die aanloop daarvan Dawid en hierdie, hulle was al half 'n bende gewees, die klomp manne van hom, en hulle het baie van die heidene nasies se stede geplunder en hulle verwoes en die mense doodgemaak. En op 'n stadium, ek het dit nie geweet nie, maar ek het dit so raak gelees, het koning Dawid, voor hy nou koning geword het hy en die manne gegaan, en hulle wou alliansie maak met die Filistyne, om teen koning Saul en die leer van Israel op te trek. En dit was 'n idee, maar ons weet nou sommer, as ek dit so sê, dan weet jy, die Here sou dit nie toelaat nie, en dit het nie so gebeur nie. Die Filistyne was toe te agterdogtig om hierdie mense te vertrou, want ek meen, hierdie was 'n wille klomp, hierdie koning Dawid en sy manne, was 'n rowwe klomp, en hulle het dit toe nie aanvaar nie, en toe hulle nou van die onderhandelinge af wegkom, toe gaan hulle terug na hulle tuisdorp toe, Siklag. Ja. En dit is nou waar 1 Samuel 30 in spel kom. So ek wil net so 'n bietjie konteks gee. En dan kom ons lees ons daar van vers 1 af. En toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die suideland en in Siklag, en hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. En hulle het die vroue en almal wat daarin was gevange weggevoer van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle het weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom, lê dit daar met vuur verbrand, en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Vers 5, ook Dawid se 2 vroue, Ahinoam uit Jezreel en Abigail, die vrou van Nabal, as die weduwee van Nabal, die Karmeliet, was as gevangenes weggevoer. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het homself versterk in die Here, sy God. Ek gaan net tot by vers 6 lees. Ek gaan die Here vra dat hy vir ons net hierdie skrif weer kom oopbreek. Vir my, koning Dawid, en ek noem hom koning Dawid, dit sal 'n geweldige eer wees om eendag met hom te kan ontmoet. Dit is 'n man so na aan God se hart.
kyk daar's 'n paar manne wat God 'n spesiale verhouding mee gehad het. Moses was een. Maar die woord geskryf het, hulle het in die tent van ontmoeting gesit en gesels soos vriende, né? Wonderlik is dit, maar en Job, waar die Here gesê, kyk my dienaar Job, hy's vroom en opreg, nêrens in die wêreld is iemand soos hy nie. En wat 'n eer as die Here dit sê, maar van Dawid het hy gesê, dis 'n man so na my hart. En ek is vir hom 'n God so na in sy hart. So wat, weet, as die Here, ons God, sê, hierdie man is 'n man na my hart, dan wil ek gaan mooi kyk, hoekom sê die Here dit? Nee, so, ou kan, as hy 'n studie wil maak van die skrif, weet dat, baie mense gaan baie diep in die skrif en hulle wil al die hemele gaan bestudeer, die derde en die sesde en die sewende hemel en al die altare, maar die hoogste studie, die hoogste openbaring is liefde. So as jy 'n studie wil gaan maak 'n studie van liefde, begin sommer in die boek van Johannes. So nie, maak 'n studie van die manne van God, wat naby aan God se hart is. Nee. So vir my is dit vir my belangrik, as jy wil 'n studie gaan maak, gaan kyk 'n bietjie. As jy gaan kyk 'n bietjie, wat het daai manne, gaan kyk hulle gesindheid, gaan kyk hulle harte, kyk hoe het hulle interaksie met ons Here gehad, en dis wat ek vanoggend, hoekom ek op hierdie stukkie gekom het. Hier is soveel lewenslesse om hier te leer. Soos ek sê, Dawid, hulle was toe nou weg Filistyne toe, en hulle kom terug en hulle kry hulle stad gebrand. Hulle kry hulle stad en hulle mense weggevoer. Dit breek hulle harte, maar tog was hulle ook mense wat geroof en geplunder het, hulle het ook stede ingeval, en hulle het niemand lewendig agtergelaat nie. Nee, en toe gebeur dit nou met hulle, toe hulle weg is, en hierdie manskappe van hom, hulle lees hierso, daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was nie. Hulle het daai dag omtrent so 40 kilometer gereis te voet. So ek glo hulle het moeg en honger en dors by daai stad gekom, en dit was hulle veilige hawe, en ek meen, dis tog jou plek, jou mense, en dan kry jy dis verwoes, en jy kom daar, jy kom net met die klere en die wapens wat jy dra, die bietjie wat jy by jou het, en nou is alles wat jy het skoongevee, en alles wat vir jou kosbaar is weggevoer, so jy kan verstaan, hulle huil, en Dawid huil saam met hulle, hy sê spesifiek, sy vrou en sy kinders, dis ook weg, hy het dieselfde verlies gehad, maar onmiddellik het Dawid nog 'n verlies bygekry, hierdie manne wat hy saam, in die oorlog, nou, ons praat van die manne in die weermag, nou as jy operasioneel was, saam met jou mense, en daai manne is jou kamerade, daai manne is nader aan jou as broers, jy raak lief vir hulle, jy sal jou lewe enige tyd vir hulle gee, hulle sal enige tyd jou lewe vir jou gee, nee, hulle lewe vir jou gee, hulle sal voor 'n koel inspring vir jou, hulle sal jou beskerm teen wat ook al, en hierdie, dis 'n baie spesiale band wat ek van praat, 'n kryger, dit is 'n baie spesiale band, en 'n band wat ek miskien nie maklik sal kan beskryf, as jy nie in daai omstandighede is, en nou kom hierdie manne, hierdie broers, hierdie brothers in arms, as ek dit so kan noem, en as gevolg van hierdie verlies, draai hulle teen jou, in so 'n mate, dat hulle begin praat, hulle wil hom doodmaak, en Dawid het nog 'n verlies, bo die verlies van sy kinders en sy vroue, en hy het narig niks oor, nee, hy het nie die kameraadskap nie, hy het nie familie nie, sy leierskap, word bevraagteken, want hy het hierdie manne gelei weg van die huis af, hy het die manne gevat om hierdie onderhandelinge te gaan doen, en hulle die huis onbeskermd agtergelaat. In my lewenspad het ek al so baie gesien, dat manne gaan doen dinge, hulle het 'n gevegsfront by die werk, hulle moet geld in vir die familie, hulle veg vir die familie, maar dan gaan plunder die vyand die huisgesin daar agter. Lukas weet ook, en ons het al so baie gehoor, die manne wat ver werk, weg van die huis af werk, lang ure werk, en as hy weer by die huis kom met die vyand, kom roof en plunder, en sy vrou gevat, of daar fout gegaan met die kinders, en verslawingsbetrokke geraak, en al daai dinge. So dis 'n ding wat ons hier leer, is dat die huis moet altyd beskerm word, dis om die man se verantwoordelikheid. Ja, dis om verantwoordelik om te gaan veg ook
vir die huis. Baie keer in my lewe het ek gesien dat wanneer jou leierskap jou lei, en dis nou geestelik, ons praat fisies en geestelik, want ons altyd two sides op 'n coin. Wanneer jou leierskap, die mense wat oor jou aangestel is, jou lei, selfs in bediening, partykeer gaan doen hulle goed wat jy nie heeltemal mee saamstem nie. As dit uitwerk, is dit alright, maar as dit nie werk nie, dan gooi ons klippe. Want jy sou dit nie gedoen het. Dieselfde met die leiding wat jy kry. In my lewenswandel het ek baie jare saam met my pa gewerk. Baie keer het hy besigheidsbesluite gevat wat ek as jong man nie sou wil vat nie. Ek sou dit nie gedoen, ek het nie saamgestem. Maar toe dit uitgewerk het, was alright, toe deel ek die spoils, toe gaan dit met my ook goed, want ons is saam in besigheid. Maar as dit nie gewerk het, dan gaan dit met my ook nie goed. En wat is die eerste ding wat in my hart opstaan, is ja, maar ek sou dit nie gedoen het nie, hy het my nou daarna toe gelei. En dan wil ons klippe gooi. Hierdie skrif sê, dis baie fyn, maar hy sê dat en ek wil net die stukkie kry waar hulle sê die manskappe Dawid het dit baie benoud gehad. So hy was nou gedruk aan al die kante, né? Hy het die verlies gehad, hy het alles in die manskappe wat ek gesê het, wat ook teen hom gedraai het, en dan sê hy, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitter. Daarom sê die woord dat bewaak jou hart ten alle koste, want vanuit die hart vloei die hele lewe. So, as my siel verbitterd raak, wat gebeur? Nou wil ek begin optree. Nou wil ek teen die gesalfdes optree. Ek wil teen die gesag of autoriteit wat teenoor my. Dink nou as die manne hierdie gesalfde van die Here gestenig het. Hoe sou hulle lewens van daar af gelyk het? Wat 'n seën sou op hulle en hulle nageslagte gewees het. So hoe maklik kon hulle in daai strik trap, want dit goeie rede. Ja. Nee, goeie rede. Dit was reg. Dit is wat gebeur het omdat hulle hom gevolg het. Maar baie vinnig kan die omstandigheid in ons lewe ons in 'n strik vasvang. Nee, as ons harte toelaat om verbitterd te raak. Ons moet baie versigtig wees en ons kan hier sien dat Dawid, die een uit hierdie, en dit was omtrent 600 manne, né? Ja. Kyk nou, waar is die verskil? Hy sê, en Dawid het dit baie benoud gehad. Okay? En dan sê hy, want die manskappe het gepraat om te stenig, want die siel van die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en dogters, goeie rede gehad, né? Maar, dit is 'n mooi woordjie, né? Luister, hy sê, maar Dawid het hom self versterk in die Here, né? Sy God. Maar Dawid het nie selfde pad gevat. Hy het nie dieselfde keuse gemaak of toegelaat dat sy hart verbitterd raak. Ek meen, hulle was nou opstandig teen hom, maar Dawid kon baie vinnig, hy het nou niemand teen, want hy het die ding gedoen, maar hy kon nou teen God opstandig gewees. Here, maar ek sê seun, hoe kan u nou hierdie toelaat? Ek het 'n kryger vir u. Nou kom rand hulle my huis aan, kom stroop my huis. Nou, hoekom het u dit toegelaat? U kon die engele hier geplaas het, dit gekeer het enige tyd. Hoeveel keer as dinge nie verkeerd gaan in ons lewe, dan begin die mense teen God murmureer en vra nie. Maar koning Dawid set apart, nee, iets anderste. Hy sê, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Daar's nog een klein woordjie daar binne. Dit my uitspring. Hy sê, hy het homself versterk in die Here sy God. Klein woordjie daar is sy. Hy het nie gesê, en Dawid het op sy knieë geval en die God van Abraham aangeroep. Hy sê, Dawid het homself versterk in die Here sy God. Ja, sy God, my God. Sien, daar praat van verhouding. Daar is iets baie spesiaals daar. Nee, iets baie spesiaals daar. En Dawid sê vir Abadjar, vers 7, die priester, die seun van Amimelech, bring tog die skouerkleed, dis daai priesterskleed, wat hulle aangesit as hulle voor die Here wil kom, vir my hier. Hy het klippies ingehad, hulle het allerhande gebruike gehad, en goed, maar dit was natuurlik vir hulle vir daai tyd. Dankie Here, nou kan ons deur Heilige Gees, nee, Here Heilige Gees.
reg deur hom, ons lewensaard tot in die allerheiligste, ons lewende anker, Jesus Christus. En ons kan voor hom kom, voor die genade troon. Come to my throne of grace with a boldness. Hoe wonderlik het ons toegang. Maar hierdie was hulle toegangsweg. En hy sê, bring toch die skouerkleed vir my hier. Daarop het Abadjar die skouerkleed vir Dawid gebring. En Dawid het vers 8, het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna volg? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, die Here, sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uithaal. So die twee goed gebeur, ek wil hê ons moet dit baie mooi onderskei. Eerste het hy gegaan, en hy het gesê, maar Dawid het homself versterk in die Here sy God. Dis een ding. Tweede, het hy gesê, oké, priester kom, nou gaan ons bid. Ons gaan nou raadpleeg. Ons gaan die Here raadpleeg. Nou, die eerste een lyk nie soos die tweede een. Die tweede ene was, ek gaan voor die Here se aangesig kom en ek gaan hom raadpleeg. Die woord wat by my opkom is, ken my in al jou weë en ek sal dit seën. Maar woord wat ek vroeër gebid het, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Jy sien, as jy 'n kryger se familie vat, wat doen hy? Hy gaan onmiddellik in oorlogmode gaan. Ek meen, vat aan my familie, ek gaan onmiddellik, gaan ek my blaadjie change en jy gaan die ander kant van my kry. Nie waar. Hier is nou 'n klomp verwoede krygers. Hierdie is kragtige krygers. Nou kom Morsie met hulle huis. Dan gaan hulle in oorlogmode gaan. Maar Dawid het gesê, hoorie, ek het 'n klomp keuses gemaak wat nie goed uitgewerk het nie. Ek het 'n paar dinge gedoen en ek sien nie resultaat nie, laat ek terugkom waar ek moet kom. Ken my in al jou weë. Kom ons gaan eers raadpleeg. En hy het gesê, bring die priester, kom ons gaan nou met die Here raadpleeg. En hy die Here gevra, Here, kan ek hulle agterna sit? Die Here het gesê, jy ken my daarin, is reg, sit hulle agterna. Instruksie. Tweede, belofte. Jy sal hulle sekerlik inhaal. Jy sal hulle sekerlik terugkry. Hoe awesome is die Here nie. As ons hom raadpleeg, sê hy, gee jou mandaat, gaan. En hy sê, ek sal sorg dat jy jou oorwinning behaal. Ek sal sorg. Sien, die oorwinning lê nie in my nie. Yes. Nee. Maar ek swak is, juist waar ek swak is, Dawid was hier op 'n plek van swakheid. En juist in daai swakheid word die Here se krag volmaak. When you are weak, I am strong. Yes. En die oomblik wat Dawid weer daar op daai plek inkom en hy sê, Here, sê vir my, wat moet ek maak hier? Gaan hy. Ek wil terugkom 1 tree. En hy het homself versterk in die Here. Ons het daaroor gesing, gee vir my daai. Ek meen, hy het nie op sy knie geval en die Here gaan aanbid nie. Dit staan nou nie so hier nie. Dit sê, hy het homself versterk in die Here. Ek weet, Dawid was 'n worshipper, né? 'n lofprys en aanbidding. Ja. Ek weet dat, as ek nie lekker voel nie, nou sit in die oggend 'n lekker lied aan op die radio of die TV en jy begin lofprys en aanbid, dan word hy bekragtig. Ek weet Dawid hy kon nogal oorbodig aanbid. In so 'n mate, met Dawid hy so hoog gespring en gedans het dat sy vrou met hom geraas het, né? So hy kon sonder enige terughou kon hy lofprys en aanbid. Maar as hy nou so gelofprys en aanbid en gesing en gedans het, daar dink ek hierdie manne van hom sou hom definitief met klippe gegooi het, nie waar? Want almal is besig om te tree. En ek dink hy het daai sy God is 'n plek van persoonlike verhouding. Hy het na daai secret place toe gegaan. Tussen hom en die Here. Hy het die Here se teenwoordigheid. Hy skryf in die psalms van die vleuels omvou my. U is my veilige vesting. U is my rots. U is my anker. En hier het ons het gesing. U alleen, soos 'n hert, U alleen is my bron van krag. In u teenwoordigheid wil ek wag. Sien, dis daai secret place. Dis waarheen hy eerste gegaan het. Ek dink hy het eerste hom gaan afsonder 'n bietjie. En hy het op die Here se skoot gaan sit en huil. Of by sy voete gaan lê en huil. En ek dink nie hy het gekla en gemurmureer nie. Ek dink hy het tyd met die Here self spandeer sonder om te veel te praat. Hierdie ene
hierdie sing wat ons, I was made to praise, I was made to worship at your feet. Nou, in worship kan jy aanbid, kan jy doen sonder woorde. Jy kan jouself verneder, verlaag, en in die Here se teenwoordigheid, selfs al gaan sit of lê op sy skoot, nou, al gaan sit jy by sy voete, en jy gaan spandeer tyd in sy teenwoordigheid, en die Here het hom daar bekragtig. Die oomblik wat ons daar lees, wat hy, kom ons lees gou daar, Dawid het homself versterk in die Here sy God. In vers 7 slaan hy om, hy sê, en Dawid sê vir Abijah, priester, bring die kleed. In die oomblik wat hy sy krag gekry het, hy het weer sy kop by mekaar gekry, toe die pop op die fan sla, toe slaan hy hom goed. En hy het 'n default setting. Het jy al agterkom as jy die laptop en as ek druk print, dan sit jy 'n default printer in. Wil jy hom by daai printer, waar moet hy gaan? So as ek hom druk print, dan sê ek van wat se printer moet hy gaan. Dawid se default setting is ek hardloop eers na die arms van my Here toe. Van my Here toe. Nee, ek kom sit eers op my pa se skoot en ek bietjie op sy bors lê. Dis my default setting. En hy kry sy krag by die Here. Okay, ek is fine met my pa. Alles is fine. Hy is groot, hy is goed. Hy is groter as al hierdie omstandighede. Right, ek weet wat om te doen. Priester, bring die kleed. Ons gaan raadpleeg. Nou gaan ons op ons knieë. Vader, wat gaan ek hier doen? Wat gaan ek hier doen? Moet ek dit? Yes, ek voel in my hart, ons gaan. Dankie Here, U gaan my die oorwinning gee. Ek het U geken in my weet. U sal dit seën. Twee verskillende dinge. Die intimiteit, soek ons sy gesig, wanneer ons vir hom bid en dinge vra, soek ons sy hand. Ons kan nie net die hand soek en nie die gesig nie. Hulle loop saam. Ons leer by die man, hoe het hy geleef, ne? En dan het die Here hom gestuur en hy sê, sal dit terugkry, jy sal sekerlik jou gesin terugkry, en hulle was ongedeerd, ek glo getraumatiseerd, maar ongedeerd, hulle het allemaal teruggekry, en hulle het alles wat gevat is teruggekry, en alles wat daai Amalekiete geroof en plunder het teruggevat, plus nog die ander goed wat hulle ook geroof en plunder. So met elke tribulation wat ons deurgaan, is daar 'n geleentheid vir verbetering. Elke keer wat daar 'n verlies is daar 'n geleentheid om dit terug te wen en meer as wat verlore was. Nou, dis ons Here werk. Dis so goed van as whatever the enemy intends for, our God uses for good. Dis 'n geleentheid. Dis hoekom ons leer in die woord dat agter loutere vreugde, is allerlei beproewinge en ontberinge en dinge op ons pad kom. Ons moet bly wees, want hoe ook al op die ou einde, as ons saam met die Here daar dit aanvang, sal dit beter uitwerk. Die mense wat hierdie stad geroof het, Dawid het hulle verpletter. Die woord sê, ek dink daar het 400 jong manne wat kamele gery het, hulle het weggekom, maar die res het nie weggekom. So hulle het wel 'n hengse pak slaag gekry. Ek is ook bly dat as die Here nie toegelaat het dat die Filistyne hulle of toegelaat het dat hulle met die Filistyne optaai, sou hulle maande van die huis al weg gewees het. Hulle sou nie hulle familie gekry het nie. Hierdie was 3 dae na hulle. So hulle het hulle ingehaal. Want hulle travel light, hulle loop net met wapens goed, daar ons het al hulle buite, al hierdie mense, so hulle het hulle vinnig ingehaal. Ja. Maar as hulle met die Filistyne teen die leer van Israel opgetaai het, so hulle dit nie, so hulle nie ingehaal het nie, 1, 2. Koning Saul was 'n korrupte koning, maar Dawid was gesalf as die koning van Israel, so hy sou teen sy eie mense oorlog gevoer het. Dit sou sy koningskap, wat nog moes kom, sleg beïnvloed het. So dit was nie bestem, dit was 'n fout, nee, hy het 'n fout gemaak. Maar ek dink hy was so vervolg dat hy wou begin retaliate, nee. En ek meen, hy het die geleentheid gehad om koning Saul dood te maak op daai stadium, op 'n stadium, langs die dooie see, waar hy sy kleed 'n stukkie van afgesny het in die nag, so hy kon hom gesny het, nee, maar hy het nie, en weer eens het die Here hom
uit die struik uitgehou om nie teen die leierskap wat gesalf was oor hom, teen hom op te tree of van hom te vat nie. En laat ons ook altyd versigtig wees vir die wat oor ons aangestel is. Autoriteite wat oor ons aangestel is. Dat ons hulle nie aanvat nie. En as ons dit doen, dat ons dit reg doen. Dat ons dit reg doen. Dit is baie belangrik. Ek eer ook die Here dat hierdie manne van Dawid, dat hulle hom nie met klippe doodgegooi het, want ons sou baie minder geleer het van hom, as hulle sy lewe daar beëindig het, nee. Net tot daartoe, Lukas. Die Here